By hierdie geleenthede in hierdie week gebruik ons 'n kort liturgie en daarom is daar nie 'n wydingslied nie, maar ek sal u ook herinner deur die loop van die week. So u hoef nie bekommerd nie. Ons gaan saam lees vanaand uit Daniël hoofstuk 1. En ons gaan die eerste gedeelte van die boek dan ook so lees tot en met die 21ste vers en die titel van die gedeelte Daniël en sy vriende aan die koninklike hof in Babel. Daniël 1 vers 1 tot 21. Maar voordat ons die gedeelte saam lees, kom ons word eers stil, broers, ons staan en dan nader ons Here in gebed. Almagtige God en hemelse Vader, U is koning, U is Here, U is God. En daarom weet ons, getalle het nog nooit vir U beperkings gestel nie. En ons is meer as baie ander kerke, maar steeds is ons eintlik min by mekaar. Maar ons staan onmeetbaar, want ons staan in U teenwoordigheid. En al is ons gemeente maar 'n Gideonsbende, 'n klein groepie soos wat Daniël en sy vriende en die ander ook was wat weggevoer is in die koninklike hof. Steeds word ons gereken as oorwinnaars, omdat U ons U kinders noem. Waar ons, o Here, hierdie Pinksterweek vanaand afskop, is ons bede dat dit U sal lof en ere bring. Dat die hele week tot verheerliking van U naam sal wees. Ons bid en vra dat U ons samekomste sal seën, ons gebede sal aanhoor en ons sal help om ook daardeur te groei in geloof en getrouheid, ook in 'n lewe van gebed en volharding, soos wat ons vanaand ook sal hoor ons kan doen. Mag dit wees tot verheerliking van U naam. Mag dit wees ooreenkomstig U wil. Mag dit wees 'n lig vir die wêreld en tot seën van die gemeente. Aan U alle eer, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Daniël hoofstuk 1. In die 3de jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadnesar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land Siniar gebring in die huis van sy God, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig en wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hananja, Misael en Asaria.
Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsassar genoem, en Hananja Sadrag, en Misael Mesach, en Asaria Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, ek vrees my heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vasgestel het. Want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai. Maar Daniël het aan die bediende gesê wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hananja, Misael en Asaria aangestel het. Stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet, en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms, en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met u dienaars, soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak, en hulle 10 dae lank op die proef gestel. En aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter, en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink, weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadnesar gebring. Die koning het met hulle gespreek, en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniël, Hananja, Misael en Asaria nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. En Daniël was daar tot die eerste jaar van koning Kores. Ek herhaal vir ons so 'n paar verse. Vers 2. Die Here het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee. Vers 9. God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. En vers 17. God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee, en ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. Nou waar ons vanaand hier by mekaar is met hierdie eerste geleentheid van Pinkster 2025, dink ek ons almal besef baie goed dat dit moeilik is om in die week hierdie tipe dienste by te woon. Almal het uitdagings, het sy werk, afstand, en dan ook die risiko wat deesdae daaraan verbonde is om in die aande op die paaie rond te ry. Maar waarom is dit belangrik dat ons hierdie geleenthede eerbiedig? In die eerste plek en bo alles, broers en susters, dit bly die prediking van die woord van God in sy teenwoordigheid en tot sy verheerliking. En daarom moet ons hier wees. En nou die volgende vraag, maar hoekom dan Pinkster? Wat is Pinkster? Nou Pinkster, weet ons, is
'n Christelike fees. Dis afgelei van die Griekse woord Pentakostee, en ons handhaaf dit ter herinnering van die volbringing van Christus se belofte, dat hy sy Gees sal stuur, om onder sy kinders te kom woon. En dit weet ons het plaasgevind, toe die Gees in die vorm van tonge van vuur op die disippels neergedaal het, soos wat ons daarvan lees in Handelinge 2. Dis 'n fees waar ons God se volgehoue en algehele teenwoordigheid by sy kinders herdenk. Nou, alhoewel die eerste Pinkster eers in die Nuwe Testament plaasgevind het, beteken dit dan dat God voordat Christus gekom het, nie by sy volgelinge teenwoordig was nie. Nou, ons gaan die volgende paar aande spesifiek kyk na die boek Daniël, waar ons baie duidelik sien dat alhoewel die uitstorting van die Gees eers na Christus se koms plaasgevind het, God deur al die eeue heen vir sy kinders gesorg het. En ons kies juis Daniël in die lig daarvan, soos wat ons gesê het, dat hierdie 'n week van gebed is, en waar vind ons 'n beter voorbeeld van 'n biddende man as by Daniël? So ons begin by Daniël, hoofstuk 1. En ons lees dat Daniël eintlik maar nog 'n jong seun was toe al hierdie verskriklike dinge met Juda plaasgevind het. Saam met sy landgenote is hy uit sy huis uitgeruk, en is hy op 'n vroeë ouderdom al by gewees toe sy land verwoes is. Het gesien hoe sy mense vervolg word, hoe hulle weggevoer word na 'n ver en 'n vreemde land. 'n Reis wat hy self ook meegemaak het. Eerstens het hierdie jong seun ervaar hoe seer en onregverdig die wêreld kan wees. Maar dit was maar net die begin van Daniël se uitdagings. Babylonië was nie tevrede daarmee om net die Israeliete uit Juda uit weg te voer en die land oor te neem nie. Hulle wou ook Juda uit die Israeliete uit wegneem. Hulle wou enige vorm van tradisie, geskiedenis, identiteit totaal en al uit die weg ruim. Hulle wou Juda deel maak van die Babyloniese ryk, en daarom was die Israelitiese herkoms nie geduld nie. Dit lees ons reeds in vers 2, waar ons sien die tempelvoorwerpe geplunder is, om Nebukadnesar se mag oor Juda te wys. Maar ons lees verder, Daniël was dan een van die jong seuns, wat geïdentifiseer is as 'n potensiële leier van die Babyloniërs. Of iemand wat in die Babyloniese koninklike hof kan optree. En ons neem aan, ook vanuit die skrif, hy was 'n talentvolle jong man. Iemand wat waarlik tog 'n bydrae tot die land kon lewer. En daarom was hy saam met 'n paar ander in die koninklike hof opgeneem. En daar het die uitdagings eers waarlik begin. Die jong mans van Juda, lees ons, was baie goed versorg. Onder andere was hulle ook beveel om die koninklike kosse te eet wat vir hulle bedien was. Nou veronderstel die versoeking wat dit vir daardie jong manne ingehou het. Hulle is uit hulle land uitgeneem. Vir 'n lang ruk het hulle deur die woestyn getrek. En ons kan maar aanneem lanklaas het hulle lekker of selfs ordentlik kos gehad en kon hulle rustig sit en eet. Maar nou moet ons besef, deur die kos van die Babyloniërs te aanvaar, sou dit 'n teken wees deur die jong mans
'n teken van hulle onderdanigheid, hulle aanvaarding, hulle lojaliteit teenoor die Babiloniese ryk. En so is gepoog om die manne se herkoms, se geskiedenis, se godsdienst, se identiteit, alles wat van hulle Israeliete gemaak het, ook die reinheidswette, te vernietig, om van hulle so Babiloniese burgers te maak. Ons lees selfs hulle name is verander. Daniel, Belsasar, Anania, Sadrag, Misael, Mesach en Asaria, Abednego. Dit was veronderstel om Babylonië se algehele gesag oor hierdie mense, oor waar hulle vandaan kom en wat die toekoms vir hulle inhou, te benadruk. 'n tipe van indoktrinasie. Maar dan lees ons vers 8, Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. So om rein te bly ooreenkomstig God se bepalinge, het Daniel en sy vriende 'n toets onderneem. Teenoor die Babyloniese tekens van heerskappy en van gesag, was dit die toets van geloofsdurf, van geloofsvertroue, van volharding. Nou broers en susters, ons leef in 'n tyd waar indoktrinasie so algemeen is, dat ons dit amper nie eers meer rondom ons raak sien nie. Ons leef in 'n sogenaamde reënboognasie, waar herkoms nie saak maak nie. Inteendeel, in ons geval word dit ook nie geduld nie. 'n samelewing waar losbandigheid gepropageer word. 'n lewensbeskouing waar jy enige iets kan doen solank jy net dink dat dit reg is en dit niemand anders skade maak nie. 'n wêreld waar daar nie plek is vir die volk van God nie. Waar 'n lewe in God se teenwoordigheid as 'n bedreiging beskou word. Waar dit as kinderlik, naïef uitgelag word. Daniel en sy vriende het dit reg gekry om sterk te bly staan, om getrou te bly, ten spyte van soortgelyke indoktrinasie. Hoe kon hulle dit reg kry? Hoe het hierdie jong manne dit daar in 'n vreemde land onder verskriklike heerskappy dit reg gekry om te volhard? Nou dit is belangrik dat ons sal verstaan dat hierdie bedreiging wat die Babyloniese ballingskap vir die volk ingehou het, 'n baie groot bedreiging was, wat baie verder gestrek het as net die identiteit van die Israeliete. In hierdie gedeelte sien ons 'n spanning wat heers tussen Nebukadneser se handelinge aan die een kant, dit wat hy gedoen het en wat hy wou bereik, en God se handelinge aan die ander kant. En die twee het loodreg teenoor mekaar gestaan. En daar vind as te ware 'n stryd plaas tussen Nebukadneser se koninkryk en die koninkryk van God. As Nebukadneser daarin sou slaag om die volk so te assimileer, so te laat deel word van die Babyloniese ryk soos wat hy beplan het, dan sou dit die einde gewees het van die verbondsgeskiedenis. Die Bybel sou dan gestop het by die ballingskap van Juda. Die toekoms wat God beloof het, die heil wat hy vir die mens bewerk het. Die kindskap van die Here
ons kunskap van die Here sou nooit plaasgevind het nie. Maar ons God is almagtig en hy sou dit nie toelaat nie. Die verloop van die hele geskiedenis is in sy hande, nie in die hande van Nebukadneser destyds of in die hande van ons leiers vandag nie. God bepaal wat gebeur. God bepaal wanneer dit gebeur en in alle omstandighede sien ons selfs daar in Babylonië was hy teenwoordig. Nebukadneser het Jerusalem beleer, maar God het die stad in sy hand oorgegee. Vers 2. Die Here het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand, die hand van Nebukadneser gegee. So die gedeelte wat ons gelees het, word gedomineer deur menslike karakters. Maar elkeen van hierdie dele wat ons ook saam gelees het, al spring ons so deur die geskiedenis, verwys na God se hand in die gebeure. Ons teksverse, vers 2, vers 9 en vers 17, God het toegelaat dat dit gebeur. God het uitkoms beskik waar nodig. Daarom om terug te kom na Daniël en sy vriende, sien ons dit is so. Daniël en sy vriende het opgestaan vir dit wat reg was in die oë van die Here. Hulle het die geloofstoets deurstaan en nie ingegee onder hierdie Babyloniese druk en die Babyloniese indoktrinasie nie. Maar hulle kon dit regkry deur God se hand tydens hulle swaar kry. Tydens hierdie omstandighede, deur God se teenwoordigheid in hulle lewe. Nou broers en susters, hierdie handhawing van wat reg is in die oë van die Here, van Daniël en sy vriende, dien as 'n pragtige voorbeeld van Ou Testamentiese disippelskap. Maar die belangrike is egter God se hand wat dit moontlik gemaak het. En so ook word ons as gelowiges deur verskeie gedeeltes ook in die Nuwe Testament opgeroep tot disippelskap, om navolgers van Christus te wees, net soos wat Daniël en sy vriende was. Maar ook net soos in die geval van Daniël en sy vriende, kan ons dit net doen deur God se teenwoordigheid in ons lewens. God het gebeure gestuur met die oog op een groot hoogtepunt. Ook hierdie stuk geskiedenis rondom Babylonië was nie toevallig nie, was nie buite God se beheer nie. Nebukadneser het gedink dis sy eie mag, status en gesag, sy groot ryk wat hom in staat gestel het om te doen wat hy gedoen het. Maar hy het nie besef dat as dit nie deel was van God se plan, sou dit nie gebeur het nie. Nou baie maal deur die heilshistoriese geskiedenis lees ons van groot bedreigings wat menslik gesproke die reddingsplan van God kon belemmer. Dink aan die toring van Babel. Dink aan die toestand van die wêreld net voor die sondvloed. Dink aan die slawerny in Egipte. Dink aan die sterk inwoners in die groot stede van Kanaan, toe die volk daar moes intrek. Dink aan die onderlinge gevegte in Israel tydens die monargie, selfs toe die monargie verdeeld was. En ja, dink aan beide die ballingskappe, die een na Assirië, die een na Babylonië. Groot bedreigings. Maar God het nie toegelaat, sou nooit toelaat, dat dit sy plan vir die mens belemmer nie. Deur al hierdie dinge
Soos wat ons sien met hierdie geskiedenis van Daniël, was hy betrokke en is hy steeds betrokke deur die gebeure met die koms van sy seun tot vandag toe waar ons nou hier sit as sy kinders bymekaar by die eerste Pinkstergeleentheid. Dit is so, die versoekinge is baie, is groot. 'n Mens wil deel voel. 'n Mens wil deel wees. So wat is makliker om maar net deel te word van die wêreldstroom en as om saam met al die ander mense in dieselfde rigting te swem? Hoe maklik sou dit nie vir Daniël en sy vriende gewees het om maar van die lekker kos te eet wat vir hulle aangebied is. In eie krag sou ons nooit kon volhard nie. So maklik sou ons verlore gewees het, net soos die res van die wêreld. Sou ons saam met die stroom geswem het, tot by die punt van ons eie verderf. Dit is baie makliker om gehoorsaam te wees aan mense. Dis wat dit is, om gehoorsaam te wees aan God. Maar daarom het God dit bepaal, deur sy hand, deur sy teenwoordigheid, dat alles gebeur het soos wat dit het. Dat sy seun sou kom, om ons van hierdie wêreldstrome te red. God is elke oomblik van elke dag by ons teenwoordig. Nooit staan 'n kind van God alleen nie. Selfs teen die grootste wêreldmag, teen die grootste wêreldleiers, teen vyande wat ons omring, hoef ons nie te vrees nie. Hoef ons nie op te gee nie. Hoef ons nie te gaan lê nie. Hoef ons nie oor te gee en deel te word van die res van die sondige wêreld nie. God is met ons. Christus is Immanuel en kan u en ek, gelowige kinders van God, volhard in God se teenwoordigheid. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil vanaand saam bid om 'n kragtige lewe van gebed en volharding. Maar ook daarin weet ons is ons afhanklik en ook daarin kom u alleen die eer toe. Want u is die beskikker van alle dinge. U plant in ons harte die begeerte om in opregtheid te vra na 'n lewe van volharding en gebed. U skenk ons die geloof en die krag en u teenwoordigheid om vas te hou aan u beloftes. En u gee ons die sekerheid, ons is nooit alleen nie. U het ons 'n hart geskenk wat soek na u wil, wat soek na u eer, wat smag na volharding en werk vir daardie wenpaal waar u reeds vir ons die oorwinning geskenk het. Maar Here, in opregtheid wil ons vanaand voorbring doen vir ons kerkverband. Oral sukkel die gemeentes. So baie van ons kerke se deure maak toe, so baie gemeentes het nie meer leraars nie, kan nie meer leraars bekostig nie. Maar daar is 'n nog groter probleem agter dit alles. By so baie gemeentes ontbreek die volharding. Volharding in u teenwoordigheid.
En daarom bid ons vanaand en vra, o Here, dat U weer daardie koeltjies van die geloof sal aanwakker tot 'n vuur wat niks en niemand kan blus nie. 'n Vuur wat getuig van die almag, van die grootte van ons Here. 'n Vuur wat getuig van die teenwoordigheid van God. Want U is God. U is koning. U alleen is die Here. Amen.